Goeiemôre broers en susters. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ons bid dat die Here ons sal seën met sy teenwoordigheid ook hier en dat ons ook sal onder die indruk sal kom van hoe hy met ons besig is. Ons begin, ons voortgang en ons volëinding is in die naam van die God wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons lees saam uit Markus 6. Ons gaan lees vanaf vers 45 tot 52. Dis die bekende gedeelte waar Jesus op die see loop. Net daarna het Jesus sy disippels aangesê om die skei te klim en so lank vooruit te gaan na die oorkant, na Betsaida toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe stuur. Nadat hy hulle laat gaan het, het hy die berg opgegaan om te bid. Toe dit aand word, was die skuit al ver weg die see in en Jesus alleen op die strand. Hy het gesien hulle roei swaar, want die wind was teen hulle. Teen dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom en hy wou langs hulle verbygaan. Toe hulle hom op die see sien loop, het hulle gedink dit is 'n spook. Hulle het hard geskreeu, want hulle het hom almal gesien en groot geskrik. Maar hy het dadelik met hulle gepraat en vir hulle gesê, wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie. Hy het toe by hulle in die skuit geklim en die wind het gaan lê. Hulle was heeltemal uit die veld geslaan, want hulle het nie werklik verstaan wat die vermeerdering van die brood beteken nie. Hulle kon dit nog nie begryp nie. Ons lees tot sover. Elke mens wat die woord van die Here hoor, en elke oomblik ook daarvolgens lewe, is 'n gelukkige mens. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend U naam mag aanroep. Here, en wanneer ons dit doen, dan wil ons aan U al die lof en die eer en die dank gee. Want Here, wat ons het en wat ons is net genade. Ons loof en ons prys U as die almagtige God, die skepper van hemel en aarde, die een wat die dood oorwin het, en ons ook in daardie oorwinning laat deel. Dankie Here dat U ons God is en dat ons U kinders mag wees. Dit is alleen op grond van U groot barmhartigheid en U ontferming wat ons self kan bely dat ons U kinders is. Dankie Here dat ons ook vanoggend hier byeen mag wees om te hoor wat U uit U woord uit vir ons wil sê. Help ons Here om dit nie net te hoor met ons ore nie, maar om dit ook te hoor met ons harte. Dat ons dit diep in ons harte sal bære en weet dat ons daarvolgens moet gaan leef. Daar's nie 'n ander manier nie. Ons vra Here dat U ook U hand sal hou oor hulle wat siek is, hulle wat bekommerd is, en hulle wat dalk al as gevolg van 'n siekte moed en hoop verloor het. Wil U by hulle wees, Here? Seën hulle met U teenwoordigheid. Dra hulle met U genade en U liefde.
in 'n tyd wat vir hulle ook moeilik is. Here, so bid ons ook vir hulle wat hier kan wees, maar nie wil nie. Waar daar harte is wat hard geword het, vra ons Here dat U dit asseblief met U liefde sal sag maak. Dat U sal werk in hulle lewens. En as dit nodig is, Here, gebruik ons ook om te gaan help. Ons is hier. Ons is beskikbaar. En ons is bereid. Maak dit nou stil in ons, sodat ons U woord, Here, onbevange kan hoor, en dit in ons harte kan bære. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Markus 6 verse 50 en 51, maar hy dadelik met hulle gepraat en vir hulle gesê, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Hy het toe by hulle in die skuit geklim en die wind het gaan lê. Broers en susters, ek dink 'n wonderwerk is iets wat elkeen van ons in ons lewens sou verwelkom. Ons weet wat dit beteken om 'n wonderwerk te ervaar, want elkeen van ons het dit op een of ander stadium al wel ervaar. En dit is wanneer ons weet, daar met ons iets gebeur het, wat 'n mens nie kan doen nie. Ons weet dan, dis niemand anders as God, wat hierdie wonderwerk in ons lewens gedoen het nie. Op 'n besondere manier het hy gehelp, en hy is die enigste een, wat dit kan doen, wat menslik onmoontlik is. En van dit wat gebeur het, kan ons nie stil bly nie. Dit borrel hier binne in ons, en ons wil van hierdie wonderwerk wat God in ons lewens gedoen het, gaan vertel. Almal moet dit hoor. Ons wil gaan vertel hoe God vir ons sorg. Hoe hy na sy kinders omsien. Hoe hy sy woord gestand doen wanneer hy sê, ek sal jou God wees en ek sal jou help. God pas sy kinders op. Ons beskryf hierdie wonderwerk van God aan die wêreld deur te sê, kyk wat het God vir my gedoen. En baie maal dan lê die wonderwerk ook nie net in groot, onverklaarbare dinge wat met 'n mens gebeur nie. Maar soms besef jy ook dat daar klein dingetjies is wat menslik onmoontlik is, anders as wat God dit laat sou gebeur. Ons gebruik die wonderwerke wat ons ervaar om te sê, kyk wat kan God doen. Dit is vir God moontlik dinge te doen wat vir mense onmoontlik is. Kyk waartoe is hy in staat. Kyk watter mag het hy, kyk hoe almagtig is hy. In die gedeelte wat ons gelees het vanoggend, doen Jesus ook 'n wonderwerk. En in hierdie wonderwerk wat Jesus doen wanneer hy op die see loop, is die boodskap wat Markus wil oordra, nie om te sê, kyk wat kan God doen nie. Markus se bedoeling is nie soseer om te sê, kyk waartoe is God in staat nie. Ja, ons sien wel, wanneer Jesus op die water loop, waartoe God in staat is, en dat hy kan doen, wat menslik onmoontlik is. Maar dis nie werklik die boodskap, wat Markus wil tuisbring nie. Wat Markus wil sê, doen hy dan op 'n baie slim manier. Jesus
wat die wonderwerk gaan doen, sê vir sy disippels om so lank in die skei te klim en na die oorkant toe te vaar, terwyl hy die mense wat hier op die strand versamel het, nog eers huis toe stuur. En dan gaan Jesus nie dadelik na sy disippels toe nie. Hy gaan die berg op om te gaan bid. Jesus is besig met sy bediening hier op aarde. En hy besef dat hy dit nie uit sy eie uit kan doen nie. Hy het vir God nodig om hom te help daarmee. En dit is hoekom hy die berg opgaan om eers te gaan bid. En soos geglo is in die tyd van die Bybel, is dit daar bo op die berg waar jy vir God ontmoet. Moses het teen die berg uitgegaan, Elia het teen die berg uitgegaan. Die hele tempelkompleks in Jerusalem was gebou teen die berg Sion. Jesus erken daarmee iets van sy mensheid en sê ook dat hy vir God nodig het. Daarom dat hy ook voordat hy die broodjies en die visies vermeerder het, na die hemel toe opgekyk het en gebid het. En dan lees ons, was dit al aand, toe Jesus op die strand staan. Dit is met ander woorde die tyd van die dag wat in die Bybel verbind word met angs en nood wat mense ervaar. Die nag. In Psalm 6 lees ons, ek is uitgeput van verdriet. Ek huil die hele nag deur. Ek deurweek my bed met trane. Dit is in die nag wat 'n mens wakker lê en bekommerd is oor jou probleme. Dit is in die nag wanneer 'n mens moeilikheid verwag. En dis wat ons soms ook gebruik om te sê, wanneer dit swaar gaan met ons in ons lewens, dis nag in my lewe. En dis dan juis teen hierdie tyd, wat dit aand word, wat die nag aankom, en Jesus kyk en sien, dat sy disippels swaar roei, want die wind was teen hulle. Hulle het letterlik die wind van voor. Gelowiges van eeue gelede, selfs hulle het die beeld van water en wind gebruik, om te beskryf wanneer dit met hulle sleg gaan, wanneer hulle benoud raak. Die digter van Psalm 91 getuig hoe God hom uit sy nood gered het. Van bo af het hy sy hand uitgestrek en my gegryp, my uit geweldige waters uitgelig. Ook Jona vertel van sy benoudheid in die water, hoe hy in hierdie massa water geval het, en hoe dit golf na golf oor hom geslaan het, en hy lewensbenoud was. Die water, sê hy, het hom toegevou. En dan teen dagbreek, die volgende môre, het Jesus op die see na sy disippels toe aangeloop. Vroeg die oggend. Die dag wat breek, is die tyd wanneer Jesus dan op pad is na hulle toe, om vir hulle die uitkoms te gaan gee. Eers skrik hulle, want in die skemerlig van die oggend, en die mis wat nog oor die see hang, hulle skuit wat as gevolg van die krag van die golwe op en af beweeg, moes hierdie figuur wat op die water na hulle toe aangeloop gekom het, nogal heel onheilspellend gelyk het. En hoor dan die troos wat hulle kry, te midde van hulle skok en angs. Hoor hoe kalmeer Jesus hulle. Hoe maak hy hulle rustig? Wees gerus.
dit is ek. Moenie bang wees nie. Dit is ek. Jesus maak homself bekend aan sy disippels. En hierin lê die eintlike wonder van hierdie wonderwerk waar Jesus op die water loop. Hy is die een wat mag het oor die see, oor die chaos wat heers. Hy het mag oor die wind. Met hierdie wonderwerk is Markus se doel nie om te vertel hoeveel mag Jesus het, dat hy kan wonderwerke doen en kan heers oor die natuur nie. Met hierdie wonderwerk wys Jesus eerder wie hy is, as wat hy wil wys, wat hy kan doen. Kom ons sê dit weer. Jesus wys met hierdie wonderwerk eerder wie hy is, as wat hy hiermee wil wys, wat hy kan doen, en hoeveel mag hy het. Hy wys met hierdie wonderwerk, dat hy die Seun van God is. Dat hy werklik die Seun van God is, aan wie goddelike mag gegee is, waarmee hy ook God se kinders uit hulle nood uit kan help. Ons hoor dit ook in die verhaal wat Markus vertel, wanneer hy sê dat Jesus het op die see na hulle toe aangeloop gekom, en hy wou by hulle verbygaan. Dink vir 'n oomblik aan die ontmoeting tussen God en Moses in Eksodus 33 en 34. Maar die Here sê, ek sal al my voortreffelikheid voor jou laat verbykom, en ek sal die naam die Here voor jou uitroep, want ek betoon genade aan wie ek genade wil betoon, en ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. Vir my kan jy nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Die Here het verder gesê, maar hier by my is 'n plek waar jy op die rots kan staan. As ek in my magtige verskyning verbykom, sal ek jou eers in 'n rotskeur sit en met my hande toemaak totdat ek verby is. Terwyl hy by Moses verbygaan, roep die Here, ek is die Here, die barmhartige en genadige God, lankmoedig en vol liefde. Dink aan die ontmoeting tussen God en Elia, waar hy vir Elia sê, kom uit en kom staan op die berg voor my, ek wil verbygaan. Wanneer ons dit lees, broers en susters, dan beteken dit baie meer, as iemand wat bloot by jou verbykom. Dit beteken, God gaan aan jou verskyn, deurdat hy van homself vir jou iets gaan wys, sodat daar by jou geen twyfel bestaan, dat jy hier met die lewende God te doen het nie. Wanneer Jesus op die water na sy disippels toe loop, is sy bedoeling nie om te wys watter mag hy het nie, maar om eerder te wys dat hy God is. Dat hy met goddelike mag en gesag optree, wat sy Vader in die hemel aan hom gegee het, toe hy met Jesus se doop gesê het, hierdie is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Net soos wat God in die Ou Testament by mense verbygegaan het, om daarmee te wys dat hy die almagtige God is, loop Jesus op die see om by sy disippels verby te gaan. Daarmee sê hy dat hy God is ook. En om dit te beklemtoon, sê hy vir sy disippels wanneer hy hulle gerus stel, dit is ek.
Hy verseker sy disippels met hierdie woorde, dit is ek, dat hulle veilig is, want hulle is nou in die teenwoordigheid van die almagtige God. Dis dieselfde versekering wat God aan Moses gegee het by die brandende bos. Toe hy vir Moses met die boodskap na die volk toe stuur, ek is wie ek is, gaan sê vir die volk, ek is, het jou na hulle toe gestuur. En is ook die versekering wat God aan die profeet Jesaja gee oor homself. Dit is ek, die Here. Ek is die eerste, en wanneer die laaste dinge gebeur, sal ek nog die Here wees. Wanneer Jesus dan God se teenwoordigheid by sy disippels nog meer intens maak, meer persoonlik maak, deur vir hulle by hulle in die skei te klim, dan gaan lê die wind. Saam met die wind wat gaan lê, verdwyn die disippels se benoudheid, want Jesus is by hulle in die skei. Jesus se teenwoordigheid by hulle, met ander woorde, God se teenwoordigheid by hulle, verseker hulle, dat God mag het oor die chaos. God het mag oor die dinge wat verwoesting saai in jou lewe. Anders as waar Jesus die storm stil maak vroeër in die Markus Evangelie, gee hy hier nie 'n opdrag vir die wind om te gaan lê en die see om kalm te raak nie. Sy blote teenwoordigheid laat die wind gaan lê en die see bedaar. Daar waar God betrokke raak, daar waar hy teenwoordig is, verdwyn die chaos en die verwoesting, want hy het mag daaroor. Ek is seker, broers en susters, dat elkeen van ons het al op sekere tye in ons lewens gewag vir 'n wonderwerk. Dalk is dit nou die situasie in ons lewens, dat ons nou wag vir 'n wonderwerk om plaas te vind. Ons het dalk al ook tot God gebid, dat daardie wonderwerk nou moet gebeur. En in baie gevalle, dink ek ook, het die wonderwerk al gebeur in ons lewens. Ons was dalk in die middel van slegte en moeilike omstandighede, en skielik dan gebeur daar iets, wat dit dan weer beter laat gaan, want God het die wonderwerk laat plaasvind. Dit wat menslik onmoontlik was, dit wat ek en jy nie kan doen nie, dit het God gedoen. En so het ons uit hierdie omstandighede uitgekom. God het dit vir ons gedoen, want hy is teenwoordig in die lewe van sy kinders. En dan fokus ons so op die gedagte, kyk wat het God gedoen, dat ons ook iets mis. Ons mis soms, dat hy, deur dit wat hy in ons lewens doen, nie net vir ons wys waartoe hy in staat is nie, maar dat hy ook vir ons wys wie hy werklik is. Hy is God. Hy is die een aan wie die natuur gehoorsaam is. Hy het mag oor dinge waaroor mense nie mag het nie. Hy is die Almagtige. Daar is nie nog iemand soos hy nie. Ons ervaar soms dat ons die disippels is, wat teen die wind inroei, wat roei op 'n see wat onstuimig is. Ons ervaar soms dat dit donker word rondom ons, dat dit nag word. Ons is bekommerd, ons is depressief. Ek ervaar dalk 'n angsaanval.
wat dit moeilik maak, is dat die wêreld hierdie dinge nie altyd verstaan nie. Want 'n mens moet sterk wees. Jy moet net jou kop reg kry en dan kan jy oor al hierdie dinge kom. Dan kan jy alles hanteer wat op jou pad kom. Terwyl almal maar by tye diep hier binne sukkel om oor die weg te kom. Dinge wat hulle beleef maar mooi wegsteek vir die wêreld. Want anders gaan niemand meer vir my respek hê nie. Ek word bestempel as 'n swakkeling. Dit is in sulke omstandighede, broers en susters, wat die dag ook in ons lewens breek. Wat die son ook opkom en weer skyn. God het ons die hele tyd raak gesien in hierdie moeilike tye. Hy het gesien hoe ons teen die wind inroei. En dan gebeur dit dat ons sy teenwoordigheid by ons ook begin ervaar. Ons begin hom raak sien in ons lewens. En wanneer dit gebeur, is ons dalk ook verward, ook bang, net soos wat die disippels was, toe hulle gedink het, is 'n spook wat hier op die water na hulle aangeloop kom. Maar dan sê God vir my en jou ook, ek wil by jou verbygaan. Ek wil deel van jou lewe wees. Ek wil deel van jou lewe wees, ook wanneer jy in die nood is. Ek wil hê, jy moet my goddelike teenwoordigheid en my goddelike almag ook in jou lewe ervaar. Hy het nie nodig om met groot bravade sy mag te demonstreer nie. Hy het nie nodig om dit te doen nie, want hy is God. Dit is wat hy vir my en jou wil wys. Dat hy God is. Hy wil wys dat hy die een is wat in my en jou nood by ons is. Hy wil wys dat hy die een is wat saam met my in die skuit klim. Hy's God. Bloot sy almagtige teenwoordigheid laat die wind gaan lê. Ek is wie ek is by jou. Dit is ek die Here. Ek is die eerste, en wanneer die laaste dinge gebeur, sal ek steeds die Here wees. Dis hy wat by jou is. God is by jou. En in sy teenwoordigheid is jy veilig. Hy klim by jou in jou lewe in. En wanneer dit gebeur, dan gaan lê die wind. En dan raak die see rustig. En nou moet ons wat kinders van God is weet, dat die see nie altyd rustig raak, of dat die wind nie altyd gaan lê, soos wat ons wil hê dit moet gebeur, of wanneer ons wil hê dit moet gebeur nie. Die angs in my lewe verdwyn dalk nie heeltemal nie, soos wat ek dit wil hê nie. Die skuldgevoel, of die kwaad wat ek in my saamdra, is nie onmiddellik weg nie. En so ook die bekommernis, my siekte, of my benoudheid, of wat ook al. Maar te midde daarvan, is God by my. Help hy my op sy manier, wat genoeg is. Hy gee vir my die troos, en hy druk my teen sy bors vas, dat ek die hartklop van sy liefde kan hoor, en so hanteer ek, met sy hulp, dit wat op my pad kom. Dit op sigself, geliefdes, dat God my vashou, dat hy my in die holte van sy hand hou, is 'n wonderwerk.
omdat ek niks daarvan verdien nie, maar hy uit genade en liefde hom oor my ontferm, omdat hy my onbeskryflik lief het. Gaan sien in die wonderwerke wat Jesus op aarde gedoen het, nie alleen raak hoe hy die onmoontlike kan doen nie, maar sien ook daarin raak dat hy God is. In hom, in Jesus, het God na ons toe neergebuig en ons kom red. So sal hy ook steeds deel van jou lewe wees, want hy het vir Jesaja gesê, hy gaan vir altyd daar wees. Selfs nadat alles wat hier is vandag nie meer hier gaan wees nie, sal God nog steeds daar wees, en hy sal God wees. In hom is ons oorwinnaars. So sal hy ook steeds deel wees van my en jou lewe, sodat die wind kan gaan lê, die see rustiger kan raak, dat ons makliker kan roei, sonder om benauw te wees. Die wonderwerk is, die almagtige God is by elkeen van ons, en dit is vir ons genoeg. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, U is die God wat wonders doen, die God wat elke nou en dan U almag laat blyk. Here, help ons om nie so gefokus te wees om U almag raak te sien nie, maar om daarmee saam ook te fokus op U wat God is, U wat die onmoontlike kan doen, U wat almagtig is, wat heers oor chaos en verwoesting, dat U die een is, wat ook deel van ons lewens is. Here, wil U asseblief met U almag in ons lewens inklim en deel daarvan wees. Want dit is vir ons genoeg. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.